Ok julle, ons gaan aan met Daniël 7. Daniël sien 'n gesig, 4 diere wat uit die see opkom. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en die gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien en gekyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring, en 4 groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Die eerste was 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad. Ek het bly kyk tot sy vlerke uitgeruk is, en dit van die grond af opgehef, en soos 'n mens op 2 voete neergesit is, en daar aan die mensehart gegee is. En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig, en 3 ribbes was in sy bek tussen sy tande. En so het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis. Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad. Ook het die dier 4 koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee. Daarna het ek in 'n naggesig gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend, en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad, en dit het verslind en vermorsel en oorskot met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. Terwyl ek op die horings ag gegee het, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. En kyk, in hierdie horing was oë soos 'n mens se oë, en 'n mond wat groot dinge gespreek het. En ek het bly kyk tot die trone reggesit is, en die oue van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu, en sy hare van sy hoof so skoon soos wol. Sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan in brandende vuur. 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan, 1000 maal, 1000 het hom gedien, 10.000 maal, 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen. Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horingkie gespreek het. Ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur die vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenig van die lewe is aan hulle gegee tot op 'n tyd en uur. Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die oue van daar, en hulle het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en talle het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles, en hy het dit vir my gesê, en die uitleg van dinge aan my bekend gemaak. Hierdie groot diere, wat 4 is, 4 konings sal uit die aarde opstaan, en die heiligste van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal koninkryke in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Toe wou ek sekerheid verkry oor die 4de dier, wat vlam al die ander verskillende was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met die koperkloue, wat verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het, en oor die 10 horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het, waarvoor die 3 geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die oue van daar kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is, en die bepaalde tyd gekom het,
dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. So het hy gesê, die vierde dier, die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind, en dit sal vertrap en dit verbrysel. En die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, ander een sal na hulle opstaan en hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neergewerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Daarom die gereg sal sit, en hulle sal hom heerskappy ontneem, om dit vergoed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Onder die koninkryke is 'n ewige koninkryk en al die heerskappy sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my. Maar die saak het ek in my hart bewaar. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 8, gesig van die skaap en die bokram. In die 3de jaar van die regering van koning Belsassar het aan my, Daniël, 'n gesig verskyn na die een wat die vorige keer aan my verskyn het. Ek het naamlik in die gesig gesien terwyl ek kyk, was ek in 'n vesting, Susan, wat in die provinsie van Elam lê. Ek het in die gesig gesien dat ek my aan die Ular rivier bevind. En ek het my oë opgeslaan en gesien, en kyk, daar staan 'n ram voor die rivier, en hy het 2 horings gehad, en die 2 horings was hoog, ook was die een hoër as die ander, en die hoogste het laaste uitgekom. En ek het die ram gesien stoot na die weste, en na die noorde en na die suide, en al die diere kon voor hom nie standhou nie, en daar was niemand wat uit sy mag gered het nie, maar hy het gedoen net wat hy wou, en het magtig geword. Terwyl ek daarop ag gee, kom daar 'n bokram uit die weste aan, oor die oppervlakte van die hele aarde, sonder om aan die grond te raak, en die bok het 'n aansienlike horing tussen sy oë gehad. En hy het na die ram met die 2 horings aangekom, wat ek voor die rivier sien staan het, en hom in die woede van sy krag stormgeloop. En ek het hom gesien hoe hy tot by die ram kom, en op hom verbitterd word, en die ram stoot, en sy 2 horings verbreek. En daar was geen krag in die ram om voor hom stand te hou nie, sodat hy hom teen die grond gegooi en hom vertrap het. En daar was niemand wat by die ram uit sy mag gered het nie. En die bok het uitermate magtig geword, maar toe hy sterk was, het die groot horing afgebreek, en 4 aansienlike horings het in sy plek uitgekom, na die 4 windstreke van die hemel. En uit een het 'n horing eers klein uitgekom, maar dit het baie groot geword na die suide en na die ooste en na die pragtige land toe. En dit het groot geword tot by die leer van die hemel, en het sommige van die leer, naamlik van die sterre, op die aarde laat val, en hulle vertrap. Selfs tot by die vors van die leer het dit groot geword, sodat die voortdurende offer hom ontneem en sy heilige woning neergewerp is. En 'n leer het aan die horing oorgelewer 'n goddeloosheid saam met voortdurende offer, en dit het die waarheid op die grond neergewerp, en in sy optrede voorspoed gehad. Toe hoor ek die heilige spreek, en die ander heilige het aan die een wat spreek gesê, hoe lank sal die gesig duur van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid, sal die heiligdom sowel as die leer aan die vertrapping oorgegee word. En hy het vir my gesê, 2300 aande, en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. En toe ek Daniël die gesig sien, het ek probeer om dit te verstaan, en kyk, daar het iemand voor my gestaan wat soos 'n man gelyk het. En ek het die mense stem gehoor uit die Ulai, wat geroep en gesê het, Gabriël, laat hierdie een die gesig verstaan. Toe kom hy by my staan plek, en toe hy kom,
het ek geskrik en op my aangesig geval, en hy het vir my gesê, let op mensekind, want die gesig sien op die tyd van die einde, en terwyl hy met my spreek, het ek bewusteloos met aangesig op die grond geval. Toe het hy my aangeroer en my op my staanplek opgerig en gesê, kyk, ek maak jou bekend wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur, want dit sien op die bepaalde tyd van die einde. Die ram wat jy sien, het met die 2 horings is die koning van die Meders en die Perse, en die harige bok is die koning van Griekeland, en die groot horing wat tussen sy oë was, dit is die eerste koning, en dat dit gebreek is, en 4 in sy plek opgestaan het. 4 koninkryke sal uit sy volk ontstaan, maar nie met sy krag nie, maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal 'n koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan. En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie, en hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en dit voorspoedig uitvoer, en hy sal magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges, en op die grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg, en hy sal groot dinge onderneem in sy hart, en baie mense onverwags vernietig, ja, optree teen die vors van die vorste, maar hy sal sonder toedoen van mense hand verbreek word, en die gesig van die aande en die mores waarvan gespreek is, dit is waarheid. En jy hou die gesig geheim, want dit is sien op die verre toekoms, en ek, Daniel, was gedaan, en was baie dae lank siek. Daarna het ek opgestaan en werk van die koning gedoen, en ek was verstom oor die gesig, maar niemand het dit gemerk nie. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 9, gebed van Daniel, die 70 7-talle, die Messias. In die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, uit die geslag van Medes, wat koning gemaak was oor die koninkryk van die Galdeërs. In die eerste jaar van sy regering het ek, Daniel, in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Hemelse Vader tot profeet Jeremia gekom het met die betrekking tot die pynhope van Jerusalem 70 gevoljare was. Ek het met my aangesig tot die Hemelse Vader gerig om met vas en 'n roukleed en as van my aangebed en smeking te wy. En ek het tot die Hemelse Vader my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ag, Hemelse Vader, groote en gedigtig God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom van u gebooie en verordeninge afgewyk, en ons het nie geluister na u knegte die profete wat in u naam gespreek het tot ons konings, ons owerstes en ons vaders, en tot die hele volk van die land nie. En aan u, Hemelse Vader, kom die geregtigheid toe, maar aan die beskaming van die aangesig soos dit vandag is, aan die manne van Juda, en aan die inwoners van Jerusalem, en aan die hele Israel, die wat naby die wet, die wat naby en die wat ver is, in al die lande waarin u hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. Hemelse Vader, aan ons kom toe beskaming van die aangesig, aan ons konings, aan ons owerstes en aan ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. By die Hemelse Vader, onse God, is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen hom opgestaan, en na sy stem en na die stem van die Hemelse Vader, onse God, nie geluister, om te wandel in sy wette, wat hy ons deur die diens van sy knegte, die profete, voorgehou het nie. Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk, deurdat hulle nie na u stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Moses, die knegt van God, wat ons het teen hom gesondig, en hy het sy woord in vervulling laat gaan, wat hy oor ons gespreek het, en oor ons rigters, wat ons bestuur het, deur groot onheil oor ons te bring, wat onder die ganse hemel nie gebeur het nie, soos in Jerusalem nie. So in die wet van Moses geskrywe is,
al hierdie onheile het oor ons gekom, en ons het die aangesig van die Hemelse Vader onse God nie om genade gesmeek deur ons te bekeer van ons ongeregtighede en ag te gee op u waarheid nie. Daarom was die Hemelse Vader wakker oor die onheil om dit oor ons te bring, want die Hemelse Vader onse God is regverdig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, o Hemelse Vader, onse God, wat u volk uit Egipte land met 'n sterke hand uitgelei het en vir u 'n naam gemaak het, soos dit vandag is. Ons het gesondig, ons was goddeloos. O Hemelse Vader, laat tog volgens al u geregtigheid, u toorn en u grimmigheid van u stad Jerusalem, u heilige berg afgewend word, want om ons sondes en ongeregtighede van ons vaders ontwil is Jerusalem en u volk 'n voorwerp van versmading vir almal rondom ons. Hoor dan nou, onse God, na die gebed van u knegt, na sy smeking, en laat terwille van die Hemelse Vader u aangesig skyn oor die heiligdom wat verwoes lê. Neig u oor, my God, en hoor, open u oë, aanskou ons, verwoeste plekke, die stad waar u naam oor uitgeroep is, wat nie op grond van ons geregtigheid werp ons smeking voor u aangesig neer nie, maar op grond van u groote barmhartigheid. Hemelse Vader, hoor, Hemelse Vader, vergeef, Hemelse Vader, merk op en doen dit, vertoef tog nie om u ontwil, my God, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Terwyl ek nog spreek en bid, en my sonde en die sonde van my volk Israel bely, en my smeking voor die aangesig van die Hemelse Vader my God neerwerp, terwille van die heilige berg van my God. Terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël, wat ek uitgeput en vermoeienis 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom, omtrent die tyd van die aandspysoffer. En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê, Daniël, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. By die begin van jou smeking het 'n woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is geliefde man. Gee dan ag op die woorde en verstaan die gesig. 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te volëindig en om die maat van die sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om die ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseël, en om wat hoogheilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel, en op te bou tot in die gesalfde, 'n vors, 'n 7 sewetalle, en 62 sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met die pleine en die slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62ste sewetalle sal die gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom, en 'n volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy 'n slagoffer en 'n spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Tot sover.